Goeiedag en welkom by AMT se ekonomiese oorsig moontlik gemaak deur FFG. Ek en Waldo gesels hierdie week oor rentekoerse wat dan gedaal het laasweek, waarheen goudpryse op pad is en wat dit als vir ons wisselkoerse kan beteken. Dan kyk ek en Daan van FFG na klimaatsverandering en hoe dit versekering beïnvloed het oor die laaste paar dekades. Als in die week se episode met trots aan jou gebring deur FFG, so maak seker jy bly ingeskakel. Die rand staan nou op R17.17 teenoor die Amerikaanse dollar, op R19.90 teenoor die euro en op R11.18 teenoor Australië se dollar. Die Brent olieprys daal dan bietjie en staan tans op $62.75 per vat. Soos beloof gesels ons met Prof Waldo Kriegel van die Noordwes Universiteit weer verder vandag. Ons kyk bietjie plaaslike ekonomie met rentekoerse wat af is. Baie goeie nuus vir ons plaaslike verbruikers, maar baie welkom aan jou, Waldo. Dankie Johnny, dit is goeie nuus. Ek dink verbruikers, mens spaar nie so baie op 25 basispunte verlaging nie, hang seker 'n bietjie af hoe baie skuld jy het. Maar is 'n klein bietjie verligting en ek dink tog verbruikers gaan die voordeel daarvan kry. Ek dink nie dit is soveel dat dit mense nou kan hoop dit gaan beleggings en ekonomiese groei dryf nie. Daarvoor praat ons oor ander goed, maar dis welkom. Ja, sien ons wel dat, jy het gepraat van dit gaan nie noodwendig ekonomiese groei dryf nie, maar ons sien dat dit wel positiewe sentiment kan aanhits. Verseker, ek dink dis deel van die goeie nuus wat nou hierdie laaste 2 weke gebeur het, wat ons ook al oor gesels het. So, as mens nou sê, dit bou op die harde werk wat mens nou al oor gepraat het in terme van die verlaging van die mikpunt, die positiewe primêre surplus op die begroting, die afkom van die gryslys af ensovoorts. Om dan te kan sê, ons het hard gewerk om daar goed reg te kry, kyk hoe verlaag ons nou 'n bietjie die rentekoers. Dis 'n positiewe verwikkeling. En dit is nou nog bo op die G20 wat ook nou weer relatief positief uit dit uitgekom het. Dit is Johnny, nee, en ek dink aangenaam verras. Mense het weer die G20 praat op 'n baie hoë vlak. Dit is groot planne, maar jy weet, ek dink die positiewe afloop daarvan en die positiewe sentiment teenoor Suid-Afrika is nie te versmaai nie. Dit is iets soort goed wat behalwe Amerika natuurlik. Ongelukkig, is hulle nou nie gelukkig nie, maar ek dink in die breë het ons 'n mooi partytjie gehou, en ek dink dit is op die langtermyn goed vir sentiment, vir belegging, of dit nou is in staatsskuld of uiteindelik in fisiese infrastruktuur en in fisiese belegging in Suid-Afrika positief. Waldo, wat het hulle gepraat met G20? As jy net vir ons dalk so 'n paar punte kan uitlig, wat hierdie hoë vlak geselsies, mense wat dit nou nie noodwendig gevolg het nie, ja. Johnny, 'n reuse verskeidenheid van onderwerpe. So, een van die grootes was ongelykheid in die wêreld. So, daar was 'n spesiale verslag daarvoor gewees, wat nou ook daar bespreek is. Maar ons neem kennis, ons weet die inkomsteverdeling is ongelyk, maar nie iets wat mense nou sommer vinnig gaan oplos nie. Ek dink aan die meer praktiese kant, die staatsskuldlas van baie Afrika lande is iets wat hoog op die agenda was. Wat eintlik maar sê, 'n land kan nie begin om te belê en te ontwikkel as hy sukkel om sy staatsskuld terug te betaal nie. Hierdie geld nou nie eintlik vir ons nie, want ons kan ons staatsskuld betaal. Dit is hoog en ons wil dit laer kry ensovoorts, maar ons is nog eintlik 'n baie stabiele ekonomie, maar ander lande in Afrika so Zambië, hulle is so half op die rand van 'n staatsskuldkrisis die laaste paar jaar. So daar is herstrukturering nodig. Die krediteure moet sit en hulle moet dink hoe hulle kan plan maak om dit moontlik te maak vir hierdie ouens om stadig aan hulle skuld terug te betaal. En ek dink daar's goeie planne op die tafel met dit. Verwant daaraan is eintlik dan die energieoorgang. Meer groen energie, en daardie beleggings is goed wat geld kos, maar as jy nie kan leen daarvoor nie, want jy het nog jou ou staatsskuldlas, dan weer eens dan is daai oorgang stadiger. So ek dink die gedagte oor hoe sê maar graderingsagentskappe kyk na lenings wat spesifiek gaan vir groen projekte, dis idees wat op die tafel gesit is daar en wat nou verder bespreek gaan word. Ek dink, wat wel waar is ek dink, hulle kon so eensstemmig wees, omdat hulle eintlik so min beloof. As jy kan nie in die wolke praat. Absoluut.
as die praatjies jou niks gaan kos nie, dan kan jy saamstem morale. So, Ja. so mens moet dit met 'n knippie Jy sê die vat. G20 het half eintlik nie tande nie, kan ek amper sê. Dit is moeilik om almal te kry om saam te stem want in die proses maak jy maar wenners en verloorders van sekere aspekte. So hulle praat oor mooi beginsels, maar om dan nou te sê maar ons gaan nou begin geld bydra tot een of ander groen energiefonds of ons gaan ons krediteure se skuld afskryf in Afrika of sê dan raak dit jou sak, dan lyk dinge so 'n bietjie anders. So ek dink mense moet dit nie afskiet nie met 'n positiewe gesindheid, positiewe sentiment, al daai dinge, maar nie goed wat ons ekonomiese groei gaan dryf volgende jaar nie. Ja. Meer die gedagte dalk dat almal was nou hier, hulle het gesien nee wat dinge is alright, en kom ons belê daar 'n bietjie in Suid-Afrika. Wie weet dis dalk nog die pad in die groter Afrika in. So as ons daai golf kan ry, is dit positief. Waldo, nou vir ons graanprodusente spesifiek. Ek wil sommer net so 'n bietjie gaan kyk na eerste rentekoerse, van hulle het natuurlik baie skuld wat hulle moet terugbetaal, se rentekoerse. Wat is jou gevoel? Ek weet inflasie kom ook binnekort in hierdie week. Ons neem nou op Dinsdag op, maar ek dink kom Woensdag kom van inflasie syfers uit. Maar inflasie, waartoe dit gaan, wat se impak het dit op rentekoerse, Amerika se rentekoerse en wisselkoers ook. As jy dalk sommer 'n bietjie in die wisselkoers ook kan raak. Johnny, die Woensdag syfers is die SIP afdeling vir voedsel en drank en 'n opname van data uit die sektor uit, maar ook pryse inligting. So dis nou nie 'n VPI nie. Dit is nou nog breër as dit, maar die verwagting is voedselpryse laer. En net maar op die grond van die goeie reën wat ons sien, mieliepryse en so ek dink minder druk op inflasie wanneer ons dan nou die volgende VPI syfer kry. Saam met goeie brandstofprysverlagings daarom, so altesaam dink ek gaan inflasie nou weer 'n kners afkom. Ja, so hoop ek ons produksiekoste is relatief laag hou vir die komende seisoen, ja. So dit is die een storie. Dan die Amerikaners vergader vroeg in Desember. So daar lyk dit tog asof hulle wag maar nog vir nog data. Die arbeidsmark is nie wat hulle graag wil hê nie en dis moontlik dat hulle nog 25 basispunte gaan sny. Net as hulle 'n volgende ronde data gekry. Ek dink met die shutdown se moeilikheid het hulle nou is daar 'n bietjie onsekerheid oor presies waar staan 'n diensname en waar staan prys. Hulle gedeer al daai data werk. So daar die mark sukkel ook maar nog om laer prys op te sit. So ek onveranderd of sny, verseker nie 'n verhoging nie. Ja. Dan ons volgende monetêre beleidskomitee is eers einde Januarie. So daar's daar nog lekker baie tyd vir Oktober, November, Desember inflasiedata. En ek dink as dit verder afkom nader na 3 toe, is die kans vir nog 25 basispunte nie uitgesluit nie. Okay. Maar ek dink ja, kom ons laat dit daar. Wisselkoers gewys, is dit nou Dis mense die wisselkoers nou gaan vat, as jy nou rentekoerse boop dit gaan sit Amerika as hulle byvoorbeeld sny, dan kan hulle dalk bietjie verder verswak, as ek reg is. Effens swakker dollar. Dan kan die rand weer bietjie versterk. Die met hoeveel is die moeilikheid om te pyl, want hy is eintlik nou baie volatiel in die laaste klompie weke. Na die versterkkant toe, weet wat nou nie 'n slegte ding is as jy goed wil invoer nie. Maar hy wil nie onder 16, maar 17. Onder 17 is nogal so 'n groot perk wat daar in die data lê. Vloer amper wat hy nou wil. Dit is omtrent 'n vloer. En dan tussen 17 en 1750 kan hy baie maklik in een week beweeg. Ja. Soos ons sien hy's baie meer wisselvallig as in die data ons gesê hy's alweer 1750 en dan nie en ek veel gebeur nie. Oliepryse ook so kners laer 63 op die oomblik. So in daai bly ook maar hy's ook maar daar 65 en 62 daar rond. OPEC wat dalk so 'n bietjie meer produksie het, maar iets wat as jy nou met die olieprys praat, iets soos 'n Taiwan en die konflik rondom daar kan dit nie dalk. Maar ons sal in volgende episode sal ons bietjie meer oor internasionale betrekkinge gesels, maar dis dalk iets wat om weer kan ons sekerheid skep in die wêreld maak. Ek dink wat op die oomblik nou al van ons guns werk, as om per se 'n politieke krisis uitgesluit hier of in die buiteland. Ekonomiese nuus raak nou stil. Desember en mid tot middel Januarie is 'n stil tyd in die markte. So ek dink in daai opsig verwag mens nie groot skuwe nie. Ons in die nuwe jaar gaan ons weer die dinge optel en kyk waarheen wys die data en so voort. So hopelik nie niks wat die wêreld te veel gaan skud tussen nou en dan nie.
goedjies so Swart Vrydag, Kersfeesbesteding, dis aan die verbruikerskant. Maar verder, gelukkig raak dinge so effens stiller vir 'n ruk. So vinnig wat jy raak aan Swart Vrydag. Ek het gehoor ons is 'n verbruik of amper bestedingsekonomie. Dus as ek dit nou so vinnig kan opsom, dat hulle spandeer eintlik te veel, verbruikers spandeer te veel vir wat hulle spaargeld op die oomblik is dit iets wat half wat sê woord op 'n turbo geplaas kan word met Black Friday wat nou opkom? Daai is nogals 'n moeilike vraagstuk, Johnny. Ons kan sommer na onsself kyk. Ja. As jy dink oor besteding. Ek dink dit verskillende goed. Aan die een kant is daar totale kredietverlening. Is nie buite perke nie. Ek het so rukkie terug na die syfers gekyk en met totale huishoudingsskuld op die ekonomie vlak is maar op amper sê waar dit histories lê. Daar was nie 'n groot piek nie. Ons weet aan die ander kant mense het 2 pot geld gevat nou in die eerste ronde en weer hierdie jaar. So daar is dalk so 'n bietjie besteding daar. Die krediet soos winkelkaarte, daardie tipe skuld, weet ons is hoër. En mens sien dit ook 'n bietjie in die ouens wat skuldberading doen. Daai Debtbusters se data wys dat daar is huishoudings wat kwaai onder druk is. Maar hulle kyk nou net na 'n segment van die mark. So mens moet dit uitbalanseer teen sê die res van kredietverlening. Daar is later hierdie week, ek dink donderdag is daar kredietverleningssyfers, maar die verwagting is dis eintlik maar maatskappye se krediet wat die groei gaan dryf. Huishoudings is redelik gedemp. So ek dink Swart Vrydag, my gevoel, mense bestee op noodsaaklikhede. Hulle soek vir 'n winskoop hier op huishoudelike goed, hulle kyk vir goedkoop koffie en waspoeier en sulke tipe goed. Die dae van jy rol uit vir die groot nuwe flat screen. Daai tipe geld is nie los nie. 100 liter Coke gaan koop by met die naaste Shoprite, ja. So ek dink en dit spreek 'n bietjie tot die feit dat die ekonomie het stadig gegroei hierdie jaar. Werkskepping was nie wat wonders nie. So reële inkomste is net positief. Ek weet daar waar jy 'n verhogingkie gekry het, het hy net opgemaak vir inflasie. Mense rol nie in die geld nie en ek dink Swart Vrydag gaan dit wys. Die effens meer duursame produk, die luukse goed, hulle gaan staan. Mense probeer hulle doen solank hulle Kersinkopies en hulle doen solank Desember maand 'n stuk van daai besteding. Hulle versprei net daai piek bietjie terug na November se kant toe. Ag baie dankie Waldo, dit is baie interessant, baie insiggewend soos gewoonlik gewees. Ja, bly asseblief ingeskakel. Ons gesels hier na met Daan van FFG oor versekering en hoe jy jou risiko op die plaas beter kan bestuur. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Plesier Johnny. Soos beloof gesels ons dan weer met Daan van FFG vandag. Dan ek wil vandag bietjie begin by klimaatsverandering en hoe versekering by dit aangepas het. Wat het gebeur die laaste kom sê 50 jaar? En almal praat van klimaatsverandering en die see-temperature wat hoër raak en daar's 'n klomp goed wat dit affekteer, maar ek dink dit het 'n sekere impak op ons versekeringswêreld ook. Môre Johnny, ja nee, definitief. Ek bedoel dit is nou maar iets waaroor almal praat. Veral dit eskaleer maar net daar rondom, dalk net voor ons spesifiek by versekering uitkom 'n klein bietjie agtergrond rondom dit. Ekstreme weervoorvalle die laaste 10 jaar wêreldwyd het 'n koste gehad van $2 triljoen. Nou nie alles van dit nou natuurlik kan toegeskryf word aan klimaatsveranderinge, maar daar was nog altyd ekstreme weergebeurtenisse, orkane, siklone ensovoorts. En ek dink die een ding waaroor almal saamstem is dat die impak van klimaatsverandering op weer is dat die intensiteit en frekwensie van die gebeurtenisse verhoog. Nou, wat het dit nou met versekering uit te waai en hoe impakteer dit op ons in Suider-Afrika veral? Ek dink iets soos brande, ek net noem 500 jaar terug toe die ou seevaarders hier verbygevaar het hulle Suid-Afrika of Suider-Afrika beskryf as the land of smoke. So baie veldbrande was hier. Maar uiteraard daai tyd was hier baie min bevolking, infrastruktuur ensovoorts. So en ons dis nie opgeteken wat gebeur het en hoe dit gebeur het nie. So veldbrande byvoorbeeld is nie uniek nie en dit kan nie direk toegeskryf word net aan klimaatsverandering nie. Dit het altyd gebeur. Ja. Maar ek dink soos ons ontwikkel, die toename in bevolking,
is waarskynlik 'n baie groot impak, want dit lei tot baie meer infrastruktuur, dit lei tot baie meer behuising, dit lei tot baie meer voertuie op die pad. So as daar 'n ekstreme weergebeurtenis plaasvind, het sy nou as gevolg van klimaatsverandering of dit sou in elk geval gebeur het, is die finansiële impak baie hoog, want daar's nou baie meer voertuie wat beskadig word as daar 'n geweldige hailstorm oor Gauteng is 5:00 in die middag. Ek bedoel, daar's duisende meer voertuie op die pad as 50 jaar terug. Ja. Daar's duisende meer huise wat beskadig word. Ontwikkeling in laagliggende gebiede, Natal is 'n goeie voorbeeld daarvan die laaste 2 jaar wat daar elke jaar groot skade was as gevolg van oorstromings. Daar het ontwikkeling plaasgevind in laagliggende gebiede wat nou natuurlik 'n baie groter risiko is vir skade wanneer daar wel 'n vloed ontstaan. Die Vaalrivier, die Oranje rivier, weet vroeër in die jaar 2 keer in vloed gewees. Daar was nou weer ongemaklikheid oor die 8 sluise van die Vaaldam wat oop was en die impak word dit verder af onder stroom afgaan nie. En wat ook dan nou natuurlik altyd 'n groot impak op landbou het, weet, want daar's die boere boer tot teen die rivier. So ek dink ons kan nie of 'n ou nou saamstem oor die impak van klimaatsverandering op hierdie goed of nie. Ek dink dis irrelevant. Die werklikheid is die goed gebeur. Ons sien meer storms, dit het 'n groter intensiteit en dit kos ons baie geld. Of jy nou in die dorp bly en of jy nou 'n boer is, dit het een of ander tyd 'n groot impak op jou onmiddellike omgewing. So daar's 'n klomp risiko's wat groter word soos die weerpatrone verander. En ek dink dit is waar die impak dan nou vandaan kom wat versekering betref. So wat dink jy nou byvoorbeeld het 'n groot orkaan in Amerika te doen met jou versekering in Potchefstroom in Suid-Afrika? Weet, dit voel net dis so ver, so wat het dit met my te doen? Maar die werklikheid is al hierdie weergebeurtenisse het 'n impak op die herversekeraars. En herversekeraars opereer wêreldwyd, globaal. Ja. So as hulle miljoene en triljoene rande moet uitbetaal in terme van skade oor tyd, het dit 'n groot impak op hulle risiko-aptyd. So dit bepaal watter risiko sien hulle nog voor kans, wat sal hulle nog vorentoe verseker en ook natuurlik wat die prys is wat hulle daarvoor praat. En dis waar die impak vir ons vandaan kom. Want wat die herversekeraar doen, wentel direk af na die plaaslike versekeraars toe in Suid-Afrika, wêreldwyd, maar nou spesifiek ook ons in Suid-Afrika. So as die prys opgaan of daar sekere risiko's wat nie meer gedek kan word nie, gaan die Suid-Afrikaanse versekeraars dieselfde patroon volg. Die prys om die risiko te verseker gaan duurder raak, of waar gaan 'n punt kom waar hulle gaan sê, ons kan nie meer hierdie risiko's hanteer nie. Praktiese voorbeelde, ontwikkeling teen riviere, onder die vloedlyn. Meeste versekeraars sluit dit uit wat dekking betref. So as jy 30 meter van die Vaalrivier af bly, het jy waarskynlik nie versekering nie. En as jy nog steeds het, is jy baie gelukkig. En as ons nog so nog nie kom kyk na jou goed nie. Nee, maar die probleem is altyd die goed word uitgesluit. Weet, daar sal 'n direkte kommunikasie wees wat sê ons dek nou niks meer langer as 100 meter aan die rivier. Weet, so en dan betaal hulle nie uit as jy dan nou skade gehad het in daai. Al het jy die versekeringsbedrag, al het jy die bedrag. Ja, jy behoort daarom nie, as jy 'n goeie makelaar het, behoort dit daarom nou nie te gebeur nie, want dit die makelaar. So hulle moet net met jou praat. Laat ons net seker maak dit is reg. Met my en FFG praat, weet, want ons kyk spesifiek na die goed en dis goed wat direk met 'n kliënt gekommunikeer moet word. Ja. Weet, dat die kliënt heeltemal seker is van wat se dekking hy het en wat hy nie het nie. Weet, so dis 'n praktiese voorbeeld van risiko's wat nie meer verseker word nie. Grasdakke, ons het al daaroor gepraat, oor grasdakke, van my kollegas het ook al met jou daaroor gepraat. Maar die groot impak kom van die herversekeraars het nie meer 'n aptyd om grasdak risiko's in Suid-Afrika te verseker nie, vir die plaaslike versekeraars het nie noodwendig die kapasiteit om daai risiko op hulle eie te dra nie, en uiteindelik is dit so geweldig duur. Is dit baie duur of die kapasiteit is baie klein. Weet, so dis maar net praktiese voorbeelde van wat gebeur in die mark. Dan as ons gaan kyk na landbou, ek bedoel, daar was nog altyd droogtes, daar was tydperke waar dit te veel gereën het, ensovoorts, maar nou weer, die bewering is die intensiteit en frekwensie van die goed is besig om te verhoog. So wat kan die Suid-Afrikaanse boer doen om teen hierdie ekstreme weer te verskans?
Soos ons weet, droogteversekering byvoorbeeld, is nie meer algemeen beskikbaar nie. Daar's nog 'n paar produsente wat toegang tot dit het, wat nou direk die ou tipiese droogteversekering produk was. Daar is nuwe produkte, so ek dink impak van dit op versekering laaste 50 jaar, produkte het verander, produkte het ontwikkel, daar's nog steeds gedurig besig om nuwe produkte te ontwikkel, wat probeer tred hou met hierdie veranderende omgewing van ons. Maar hoe die produk ook al lyk as daar een beskikbaar is, as jy in 'n hoë risikogebied is, en daar is versekering beskikbaar, gaan dit natuurlik duurder wees in 'n hoë risiko area as in 'n lae risiko area. So sommige van hierdie, alhoewel daar 'n produk is en dit beskikbaar is, vind baie van die produsente dat dit te duur is. Dit pas net nie in hulle kontantvloei en kontantvloei patrone nie. So dis die een uitdaging. Ander gevalle is waar dit versekeraars, herversekeraars, en ander kundiges sal sê, maar weet ons moet jou praktyke aanpas, ons kan begin drupbesproeiing doen byvoorbeeld ensovoorts. Dis nie altyd prakties uitvoerbaar op 'n groot kommersiële skaal nie. Jy kan natuurlik doen die ouens met boorde, neute ensovoorts doen lankal drupbesproeiing. Ek dink ons Suid-Afrikaanse boere se kundigheidsvlak is baie hoog. Hulle bewerkingspraktyke ensovoorts wat hulle oor tyd ontwikkel, verander, aanpas by grondtipes. Weet, ons is heeltyd besig om te verander en te ontwikkel wat dit betref. En dit is maar die goed wat 'n ou sal moet doen, want uiteindelik gaan jy nie hierdie risiko net eenvoudig vir 'n versekeraar kan aangee nie. Of dit gaan nie beskikbaar wees, 'n oplossing gaan nie beskikbaar wees nie, of dit gaan te duur vir jou wees om te koop. So jy moet jou praktyke aanpas om vog te bewaar. Brande te voorkom. Ek bedoel, daar is reeds nie in Suid-Afrika versekering of baie min versekering beskikbaar wat brand op weiveld betref. So jy is op jou eie aangewese. So wat moet jy doen? Jy moet dan nou maar jou risikovoorkomingsmaatreëls toepas. Jy moet voorbrande doen ensovoorts. Ek dink as ek net 'n stukkie kan teruggaan na, dit gaan ook baie oor keuses. As jy in 'n eco-estate byvoorbeeld wil bly, gaan die natuurlike veld baie naby aan jou huis wees, want dis hoe 'n eco-estate lyk. Jy wil in die natuur wees. Maar as jy nou vir jou grasdak huis gaan opsit in die eco-estate en die natuurlike bos en veld is tot 3 meter van jou huis af, is die risiko mos nou baie hoër dat as daar 'n veldbrand is, jou huis aan die brand gaan raak as wat jy nou 'n sinkdak sou hê byvoorbeeld. So ek dink dit wat ons doen en waar ons dit doen, en omdat versekering baie duur en selektief raak wat dit betref, moet ook ons keuses wat ons doen begin beïnvloed. So dis dit, en dieselfde aan die landboukant. Weet ek dink diversifikasie, weet is 'n manier om jou risiko te verskans, nie net te plant nie, maar ook in veevertakkings. Soos ons sien, soos ons Suid-Afrikaanse boerderye lyk. Die meerderheid van die boere het een of ander manier van diversifikasie, hulle raak betrokke op ander plekke in die waardeketting ensovoorts, om hulle self te verskans teen katastrofiese gebeurtenisse. En ek dink dis tipies wat moet gebeur. Direk versekering, ek dink iets wat ons meer sal sien op die pad vorentoe, is iets soos is parametriese produkte. Jy moet meer verduidelik wat dit beteken. Dit beteken ek kort, dis nie, jy gaan nie jou spesifieke tonnemaat byvoorbeeld verseker, soos op 'n droogte of op 'n inkomenswaarde produk nie. Jy gaan sê ek moet teen einde Oktober 100 mm reën hê, en as ek nie 100 mm reën gehad het nie, dan vind daar uitbetaling plaas. Teen 'n waarde wat ek nou voor verseker het. So dis tipies dit. Jy kan dit doen op aantal reënval, voginhoud in die grond. Weet, ek dink dis 'n veld wat besig is om vinnig te ontwikkel, en versekeraars definitief na kyk, want dit is eenvoudig. Weet, dit is eenvoudig, baie eenvoudiger om skade te bepaal of het die gebeurtenis plaasgevind of nie, as sommige van die ander meer komplekse produkte. So daar's definitief ontwikkeling wat ek persoonlik dink in daai omgewing gaan plaasvind, wat ook kan impakteer na die boerdery toe. Is nie so eksakt soos 'n meer wetenskaplike produk nie, maar jy gaan tog jouself in 'n mate kan verskans, en veral dalk jou insetkoste byvoorbeeld, sal jy jouself kan verskans soos hierdie produkte verder ontwikkel. Ek sien daar's 'n toename in poele,
pool is nie 'n onbekende ding nie. Is eintlik maar waar versekering vandaan kom, is die verpoeling van risiko, en daar's 'n klomp deelnemers wat hulle risiko in 'n mandjie sit en elkeen 'n bietjie bydra. So as een 'n probleem het, betaal ons mos nou uit die pool uit. Ja. So daar's definitief 'n toename in versekering, veral wat jou aanplantings ensovoorts betref. Nie net vrugte en neute byvoorbeeld nie, maar ook selfs amper soos 'n koopgroep vir versekering. Dit is amper soos 'n koopgroep, 'n groep wat hulle verwagte produksie in die pot gooi en elkeen betaal pro rata. Het jy al gesien dat dit begin? Nee, daar is sulke produkte beskikbaar. Daar's verskaffers en produkte beskikbaar. Is dit baie laer koste? Verduidelik 'n bietjie meer. Ek dink is vir Nie noodwendig laer koste nie. Gewoonlik die konsep van die pool is as daar 'n jaar nie 'n eis was nie, of die eise was nou minder as wat in die pool is, dan kry elkeen proporsioneel 'n stukkie van wat hy ingesit het terug. Ja. So volgende jaar begin die pool nou weer van voor af, maar jy het die geleentheid om van jou premie wat jy ingesit het terug te kry. Ek sal nie sê goedkoper nie. Van die risiko bly dieselfde, en uiteindelik is dit die risiko wat geprys word, om by 'n prys of 'n premie uit te kom wat betaalbaar is. So tarief waarskynlik vergelykbaar. Miskien 'n bietjie 'n ander kostestruktuur aan die agterkant as 'n tradisionele versekeraar, maar die groot ding is, in goeie jare kry ek terug. Dit kan natuurlik gebeur in 'n baie slegte jaar wat die eise nou baie meer is as wat in die pool is, ek ook net proporsioneel 'n stukkie van my eis gaan kry. Ja. So, maar dis iets wat oor tyd, ek dink baie produsente 'n behoefte na begin ontwikkel, of aptyd na toe begin ontwikkel, om te sê, in die opjare kry ek terug, en in die afjare aanvaar ek gaan nie noodwendig alles kry wat ek ingesit het. So dis 'n bietjie 'n ander manier van begin dink oor die verskansing van risiko. Ek dink daar gaan verdere ontwikkeling en groei wees wat poele betref, parametriese versekering betref, en dan dink ek ons gaan risiko's meer wetenskaplik moet begin bestuur. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir ons nuutste pryse, video's en meer gedetailleerde verslae. Ek sit ook al die skakels na sosiale media groepe en WhatsApp groepe in die beskrywing onderaan, so maak seker jy gaan kyk daarna. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.